Kan ek vir julle vra, wie is die besigste hier vanoggend? Daai is die regte een, ja. Wie is die besigste? Kom ons begin, wie werk die vroegste elke oggend? Het ons 6 uur? Wie begin voor 6 in die oggende werk? Ok, hier is nog 'n paar hande. Voor 5 in die oggende. Daar's nog steeds 'n paar hande. Voor 4 in die oggende. Wil sê om en by. Is daar nog 'n hand vir voor 4? Dan die Ensha. 3 uur net op 'n donderdag. Dan bak sy brode. OK. So ons het van 3 uur af. Wie werk die laatste in die aande? Kom ons sê 7 uur. Wie werk tot na 7 toe nog? Phil. Toby. Henny, hier gaan nog, ja, hier is nog 'n paar. Wie werk tot na 8 in die aande? Amper vat ek een weg en sit nie een by nie. Wie werk na 9 in die aande? Oom Janie gaan al die pad, hy werk regdeur. OK, maar hy slaap laat, sê hy. Ons werk en ons werk en ons werk. En ek is baie jammer vir julle almal wat julle hande opgesteek het. Sorry, ek moes julle dalk gewaarsku het. Dis nie 'n goeie ding om jou hand op te gesteek het nie. Want sien 'n groot probleem wat ons in hierdie lewe het vandag, is ons is te besig vir God. Ons werk en ons werk en ons werk en ons werk. En ek sal later bietjie tyd maak vir hom. Ek is hopeloos te besig om by my te kom. En as ek vir julle moes vra om vir my 'n lys te maak by wat jy alles moet uitkom in hierdie week wat voor jou lê. Man, hier's van julle wie se lys te lank genoeg sou wees om ons die res van die diens besig te hou. Is dit nie so nie? Phil, hoeveel snylyste het jy? Seker nog so 3. Net vir die naweek. Nog vir die res van vandag. Ons luister raak al hoe langer en langer. En hoekom sou julle sê is dit so? Hoekom raak ons al hoe besiger en besiger in hierdie wêreld en in hierdie lewe? Want die vyand het slim geraak. Sien, eers het ons slim geraak. Ons het eers slim geraak en gedink, nee, iewers moet ek stop met sonde. Iewers moet ek klaarmaak met dit. Iewers moet ek dit nou opgee en verbygaan, en toe kom die vyand en hy sê, okay, maar dan gaan ek jou besig hou. Dan gaan ek jou die heeltyd met iets bedrywig hou, en dan gaan jou kop so besig maak, en dan gaan maak dat as jy in die aande gaan slaap, maak nie saak hoe moeg jy is nie, dan is jy wakker. Sodat wanneer jy opstaan, jy moeg is, en weer besig is. En vanaand as jy weer moeg is en jy gaan lê, kan jy weer nie slaap nie. Sien, so het hy slim geraak, want sien, nou hoef hy jou nie meer te laat val nie. Al wat hy doen is hy hou jou besig. Hy hoef jou nie meer te vernietig nie. Al wat hy doen is hy lei jou net so bietjie af. Hy hoef jou nie uit die kerk uit te kry nie. Hy hoef jou net weg van Jesus af te kry. En dis 'n hartseer waarheid vandag. En hopelik is niemand van julle in daai bootjie nie, maar jy kan hier in hierdie banke sit en nog steeds so ver weg wees dat jy dit amper nie eens kan dink nie. Jy kan hier sit vanoggend en nie 'n verhouding met Jesus Christus hê nie. Hoe so? Kom ons kyk na die teks wat ons het vandag. Lukas 10 vers 38 tot 42. Ek gaan dit vir julle saam lees, die Afrikaans, en dan gaan die Engels daar verskyn vir die van julle wat dit beter verstaan. Vers 38 sê, terwyl hulle op reis was, het hy, Jesus, by 'n sekere dorpie gekom, waar 'n vrou met die naam Martha hom as gasvrou ontvang het. Sy het 'n suster met die naam Maria gehad, wat by die Here se voete gaan sit het en om na sy woorde te luister. Maar Martha was besig om al die voorbereidings te doen. Sy kom toe daar staan en sê, Here, pla dit U nie dat my suster my alleen los om te bedien nie. Sê tog vir haar om my te help. Maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy kwel en ontstel jou oor so baie dinge. Maar net een ding is noodsaaklik. En Maria het die goeie deel gekies. Dit sal nie van haar af weggeneem word nie.
Sien, Jesus kom by hierdie vrouens se huis aan en besluit om by hulle te kuier. Nou hier's die een ding wat ek wil hê julle moet oplet, is hy's albei van hulle se gas. Hy kuier by albei van hulle. Dis albei van hulle se voorreg om hom in die huis te hê. Maar een kies om besig te wees en die ander een kies om by die Here se voete te gaan sit. Nou ek wil voordat ons wegtrek sê, moet nie vir Martha te veel oordeel nie. Alhoewel sy nie verkeerd is nie, haar intensies is baie goed. Sy probeer regtig om die regte ding te doen. Haar prioriteite is net so bietjie van die pad af. Haar prioriteite is net nie heeltemal lekker in orde nie. Sien, Martha hou haarself besig en Maria sit by Jesus se voete. En daar's iets wat ons by beide van hierdie vrouens kan leer vanoggend. Ek het eendag vir die pastoor saam week gewerk het in Parys gevra. Nou wat moet 'n mens uit 'n preek kry as jy niks uit dit uitkry nie? Dan sê hy, leer ten minste net wat om nie te doen nie. So vir by hierdie twee vrouens kan ons leer wat om te doen en ons kan leer wat om nie te doen nie. So moenie Martha se voorbeeld volg nie. Dit is nie die een by wie ons gaan leer vandag nie. Die eerste ding wat ek julle wil uitwys is haar koninkryksprioriteit. Probeer dit 7 keer vandag sê. Koninkryksprioriteit. Daar's 'n tongknoper. Nou is my tong sommer heel de mekaar. Is 'n tongknoper, okay? Vir die onderwysers, julle kan hom gaan oefen. Sien, terwyl Jesus daar is en Maria by sy voete is Martha besig met alles anders behalwe die Here. Hoeveel keer trap ek en jy nie in daardie struik nie? Hoeveel keer vang ons onsself nie met dieselfde struik nie? As jy nie weet waarvan ek praat nie, kan ek vir jou 'n voorbeeld skets. Sorry, my tong gaan nou bykom. Het jy al na kerk of iewerste in die week iemand gehad wat vir jou 'n boodskap stuur, dan sê hy, ag man, ons het 'n tydjie vanaand, ons gaan sommer daar by julle kom koffie drink, en jy het nie huis skoon gemaak nie. Ken julle daai situasie? Nou vir my natuurlik sou dit nie pla nie, ek sou sê, skrop net plek, maak vir jou spasie, voel tuis, as jy wil skorrelgoed was, doen dit. Ek grap. Maar Larusha is so bietjie anders te gewaier. En sy het my ook nou al op daai punt, waar ek ook so gewaierd is, half en half, ongeveer, min of meer, dat nou moet die huis begin skoon gemaak word. Nou moet die vloere gevee en gemop word, die vensters moet gewas word, die skorrelgoed moet nie net gewas word nie, afgedroog en weggepak. Ons kan nie laat die mense sien ons het skoon skorrelgoed nie. Die gras moet gesny word, daar moet afgestof word, en dan werk jy jouself so oor 'n mik, dat in die tyd wat die mense daar kom, is jy amper nie eens meer lus om met hulle te kuier nie. Soos, kan julle nou koffie drink en klaar drink, ek wil gaan lê. En dis presies waarmee Martha hier besig is. Sy ontvang die kuiergas bo enige kuiergas. Die koning van die konings, die Here bo alle heersers. En nou werk sy haarself so oor 'n mik, sy mis hom heeltemal. Of jy 'n gedeelte uit 'n Psalm uitlees. Psalm 127 vers 1 en 2 sê: As die Here die huis nie bou nie, soeg die bouers te vergeefs daaraan. As die Here oor die stad nie wag hou nie, bly die wagte te vergeefs wakker. Te vergeefs dat jy vroeg opstaan, eers laat tot rus kom, kos eet wat moeisaam verkry is, net sowel gee hy dit aan sy geliefdes in die slaap. Om te bou beteken niks as die Here nie die middelpunt is nie. Om wag te staan en te beskerm oor iets beteken niks as die Here nie die middelpunt is nie. Om vroeg op te staan en laat te gaan slaap en jouself simpel tussenin te werk beteken vir jou in elk geval niks as jy nie iewers by die Here se voete gaan sit het nie. Sien, die vyand het slim geraak en hy het net ons prioriteite omgeruil. Want dis nie verkeerd om hard te werk nie, moet my nie verkeerd verstaan nie. Dit voel verkeerd om vroeg op te staan,
My liggaam sê met alles in my, dis net so goed so sonde. Maar dit is nie. Dis nie sleg om vroeg op te staan nie. Dis nie sleg om hard te werk nie. Dis nie sleg om laat te gaan slaap en hard te werk vir dit wat jy moet gaan eet nie. Dis nie die probleem nie. Die probleem is jy het nêrens voor dit tyd gemaak om by die Here se voete te sit nie. Ons was so besig dat teen die tyd wat ek vanaand by die huis kom, dan is my enigste gebed, ag Here, ek is so moeg. Ek sal môreoggend. Skielik het baie minder gelag. Maar dis wat besig maak ons doen. Ons is so besig soos Martha met die voorbereidings, dat ons vergeet van die een vir wie ons voorberei. En al hoekom ek dit vir julle sê, is as ek wil hê jy moet in hierdie week jouself, jou eie lewe ontleed. Gaan trek iewerste 'n streep. Kan ek jou sê wat gaan gebeur iewerste as jy ophou besig is? Ophou besig word, ek weet nie wat is die regte sinskonstruksie daar nie, maar julle verstaan. Die eerste ding wat gaan gebeur is jy gaan mense omkrap. Want skielik kom jy nie meer by alles uit wat jy uitgekom het voor dit nie. En die volgende ding wat gebeur is jy gaan angstig raak, want ek kry nie meer so baie werk gedoen nie. En wat as iemand my pak slaag gee of met my raas? Dit gaan nie lekker wees om van hierdie besige lewe af terug te skaal nie. Maar dit gaan nog minder lekker wees as jy eendag voor die poort te kom en hy vra vir jou, wie is jy? Ek het jou nie geken nie. Jy het gewerk en gesoeg en gesweet, maar ek en jy het nie 'n verhouding gehad nie. Jy was die hele tyd in die kombuis besig met voorbereidings. Jy was die hele tyd by die werk besig om te werk. Jy was die hele tyd met mense besig om hulle te help. Al jou goeie dade, maak nie saak hoe hard jy gewerk het daaraan nie, gaan jou nêrens bring. Dit is te vergeefs as God nie die middelpunt is nie. So Martha sit die pot en die put seker hier heeltemal mis. Sy het die pot misgesit en in die put geval. Want sy het haarself so besig gehou. Sien, hierdie Psalm sluit af met 'n interessante ding. Die engel sê, for God gives rest to his loved ones. Ons werk om eendag op 'n punt te kom waar ons kan rus, en God sê, dis nie hoe dit werk nie. Maak my die middelpunt, ek sal vir jou die rus gee. Dit wat jy soek, dit wat jy so graag wil hê uit die lewe uit, dit waarvoor jy so hard werk, God sê, ek gee dit aan my geliefdes, en hulle slaap. Hulle doen niks daarvoor nie. Maar sien, daar's nog 'n ding wat ons by Martha leer om nie te doen nie. En ek het hierdie woord, moes ek gaan vertaal het, ek moes vir ChatGPT vra, want ek kon nie by 'n mooi Afrikaanse woord uitkom nie. Die woord is bemoeisiek. En nee, dit is nie 'n tikfout nie. Maar die Engels, maak dit soveel makliker om te verstaan. Weet julle wat is die Engels vir bemoeisiek? Dis nosy. Martha was nosy. Sy was bemoeisiek. Sy was te behep met wat Maria besig was om te doen. Sy het gefokus op waarmee is haar sussie besig, dat toe sy uiteindelik 'n paar woorde met die Here wissel, toe gaan dit nie eens oor hom nie, toe gaan dit oor maar praat met my sussie. Sê vir haar, sy moet my bietjie help. Klink dit bekend? Bemoeisiek is om behep te wees met ander mense se optrede. Martha kom op die plek waar sy nie eens besef wie is in haar huis nie. Sy besef nie eintlik eers met wie sy praat nie. Haar gedagtes is konstant op waarmee haar sussie besig is. En sien, wanneer ons onsself nie besig hou met ander goed nie, en ons het nie 'n verhouding met die Here nie, begin ons onsself besig hou met ander mense. Weet jy dat die Here nie eintlik wil hê jy moet inmeng in ander mense se sake nie? Hoor wat sê 1 Petrus 4 vers 15. Hy sê, niemand van julle moet immers
as 'n moordenaar, of 'n dief, of 'n kwaaddoener, of 'n bemoeisieke lei nie. Petrus sê om bemoeisiek te wees, om behep te wees met ander mense se lewens, om konstant te fokus op waarmee iemand anders te besig is so goed soos moord pleeg, lieg of steel. Hoekom wil ek myself besig hou met 'n ander ou se moeilikheid? Het jy nie genoeg moeilikheid van jou eie nie? Dan gaan soek ons iemand anders se moeilikheid wat ek kan oopkrap en bespreek. Weet julle wat dink ek is dit? As ek 'n ander ou se bespreek en die spotlight op syne sit, dan vergeet ek so bietjie van myne. Want ek wil nie met myne deel nie. Martha mis Jesus, want sy's besig met Maria. Wat sy doen, en waarmee sy besig is. Sien, wanneer jy nie by Jesus sit nie, begin jy oor mense praat. En wanneer jou hart nie gefokus is op God nie, is jou hart konstant besig om iemand anders te kritiseer. So ek wil jouself die vraag vra vanoggend. Ek wil jou die vraag vra. En dis net 'n toets, asseblief nie jou hand opsteek nie, dit is nie 'n lekker vraag nie. Het jy al iets fout gevind met hierdie diens vanoggend? Iets jou al gepla? As jy sê, dan is jou hart op die regte plek. As jy sê, ja, nee pastoor, nie is so vuil vir die vloere toe ek hier ingestap het nie. En die badkamers, daar was nie eens toiletpapier nie. En never mind, toe ek verby die blind stap en ek trek my vinger so oor. Pastoor, as jy, jou hart is te ver weg van God af. Dis reg om die goed te sien. En dis reg om te kom praat. Maar wanneer jou gedagtes gefokus is op iemand anders se werk, en op wat hulle doen, en wat hulle verkeerd doen, en wat beter kan wees. Ag Here, is U nie gepla met my sussie, wat net sit en my los om alles alleen te doen? Die Here sê tog vir haar, sy moet my kom help. Kan ons ophou om bemoeisieke mense te wees? En ons gedagtes op die Here te rig. En waarmee hy besig is. En om te sorg, ek sit by sy voete. En om te sorg, my lig skyn so, dat die ander bemoeisieke mense om my sy lig sien. Sien, Petrus vergelyk bemoeisiek met moord, steel en kwaad doen. Hoekom? Want daai 3 goed hou jou juis ver weg van God af. Dit hou jou die heeltyd op 'n afstand. Net so hou om bemoeisiek te wees, jou ook weg. Sien, en dan is daar een ding in hierdie teksgedeelte wat ons wel kan leer. Wat ons wel huis toe kan vat en sê, ek wil so wees. En dit is dit wat Maria mee besig is. Sien, Maria kies die goeie deel. Jesus het vroeër gesê, hy sê, maar hy het haar geantwoord, Martha, Martha, jy kwel en ontstel jou oor so baie dinge, maar net een ding is noodsaaklik, en Maria het die goeie deel gekies. Nou ek wil jou vanoggend huis toe stuur en sê, kies die goeie deel. Sien, sy besef, daar is niks anderste in hierdie lewe nie. Niks anderste waarmee jy self nou wil of kan of moet besig hou as Jesus Christus wat in die vertrek sit nie. Ons sou almal op so 'n beter plek wees as ons net daai een ding kan besef. As ons net kan besef dat waarmee ek myself moet besig hou is Jesus Christus. Waarmee ek myself moet besig hou is 'n verhouding met hom, is om hom beter te leer ken. Weet jy op wat 'n beter plek sou jou lewe gewees het? Van die grootste kopsere in jou lewe kan ek jou beloof is deur iemand anders te veroorsaak. Is dit nie so nie? Julle kan nou maar sê ja of nee. Ons grootste frustrasies word deur ander mense veroorsaak, is dit nie so nie? As ander mense maar nou net die tipe werk gedoen het wat ek doen.
kan hulle dit nie so doen nie. Weet hulle nie hoe om 'n ding reguit te pak nie. Weet hulle nie hoe om 'n ding skoon te maak nie. Ons grootste frustrasies kom van ander mense af. Weet jy hoeveel beter gaan jou lewe wees as jy ander mense uit jou gedagtes uithaal en jou gedagtes begin rig op Jesus Christus? Jy gaan jouself soveel moeite spaar. Soveel kopseer spaar. Matteus 6 vers 33 en 43 sê, Jesus praat met sy disippels, hy sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moet julle dus nie bekommer oor vandag, oor die dag van môre nie, want môre sal oor homself bekommer. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Dis een ding om jouself besig te hou met werk. Dit kan ek nog tot 'n mate toe verstaan. Ek vind myself baie keer in dieselfde struiktrap. Werk te veel, werk te hard, is te besig. Dis 'n ander ding om jouself besig te hou met die frustrasies wat mense na jou toe bring. Dit kan ek ook verstaan, ek raak ook gefrustreerd. Maar regtig een ding wat ek nie kan verstaan nie, is om myself besig te hou met wat iemand dalk moontlik gaan doen. Ons is so bekommerd en so uitgestres oor die dag van môre, want wat as hulle môre die dieselpryse weer opvat? Wat as hulle môre besluit om krag nog duurder te maak? Wat as my baas môre besluit om dit en daai en dit te doen? Dit kan ek nie verstaan nie. Ons hou onsself besig met goed wat nog nie eens gebeur het nie. En dis wat Jesus hier vir sy disippels ook probeer sê. Dink eers aan die koninkryk. Stel die koninkryk van God eerste. Soek eers die koninkryk van God. En dan alles wat jy nodig het, alles waaroor jy bekommer, alles waaroor jy stres, dit gaan bygevoeg word. Maar onthou hierdie een ding. Hou jou gedagtes in vandag. Moenie na môre toe hardloop, of na volgende jaar, of na daai afspraak waarna jy so opsien, want jy was so lanklaas by die dokter, of daai vergadering. Los môre vir môre. Hy sal vir homself bekommer. Want sien, wanneer jy by die voete van Jesus sit, sal al hierdie goed tot vervulling kom. Alles wat jy nodig het. Psalm 116 vers 11 sê, U wys my die pad van die lewe, oorvloedige vreugde in U teenwoordigheid, lieflikhede in U regterhand vir altyd. Alles waarna jy soek, is in die hand van die Here. Is by sy voete. Maar sien, hierdie Psalm gee vir ons ook nog so klein bietjie meer daaraan, bietjie ekstra. In plaas daarvan om dit te beskryf as 'n plek waar jy stil staan, noem hy dit 'n pad. U wys my die pad van die lewe. Moet nou nie Maria se voorbeeld letterlik gaan opvat en by die huis gaan sit en sê, die pastoor het gesê, ek mag nie weer gaan werk nie. Dis nie wat ek sê nie. En jy moet nog steeds gaan werk. Hierdie Psalm sê, dis 'n pad. Soos wat jy wandel, bly naby aan die Here. Soos wat jy werk, bly naby aan die Here. Soos wat jy op pad is werk toe, bly naby aan die Here. Soos wat jy terugkom van die werk af, bly naby aan die Here. Dit is waaroor dit gaan. Sien, ek is seker daarvan, Martha kon die snyplank en die mes en die eie gevat het en daar by langs Maria gaan sit het en die voorbereidings mee aangegaan het. Dis moontlik. Dis nie onmoontlik om by al jou dag se dinge uit te kom en nog steeds gefokus te bly op die Here nie. Dis 'n pad wat elkeen van ons moet stap. Sien, dit gaan nie oor wat jy vir hom kan doen nie. Want dis gewoonlik wat in ons kop agtermaal, maar ek moet werk. Dis wat die Here van my verwag. Ek moet laat gaan slaap, ek moet
wat jy vir hom kan doen, weeg nie eers op in vergelyking met wat jy saam met hom kan doen nie. Ons mis dit, want ons dink ek moet alles vir hom doen, en ek moet vir hierdie en vir daai, maar wat die Here meer wil hê, is wat doen jy saam met hom? Spandeer jy tyd saam met hom? Is jy in die woord saam met hom? Leef jy saam met hom? Bly jy saam met hom? Wat jy kan doen, gaan kom, natuurlik. Maar wees eers saam met hom, by hom. Hier is 'n onbeskryfbare stilte vanoggend in hierdie kerk. Maar dis goed. Want ek wil hê vanoggend vir 'n oomblik moet julle kyk of julle nog stiller kan raak. En ek wil jou uitdaag vir so 10 minute. Wil jy nie vanoggend net by die Here se voete gaan sit nie? Wil jy nie net vanoggend jou gedagtes vir 'n oomblik van die werk afhaal en van wat nog gedoen moet word en die afsprake en die vergaderings en wat die stadsraad sê en wat die regering sê en wat die pryse is, haal jou gedagtes net vir 'n oomblik van dit af. Raak net stil by sy voete.